Kan nie wees nie, al voel jy vanmôre, ek het nie al die kennis nie, weet jy wat? Dit maak nie saak nie, of jy die kennis het of nie. As die Here werk, wie kan hom keer? Wie kan hom keer? Net deur vir iemand te smile, net om iemand te sê, Jesus het jou lief, bring jy verandering. Net om te sê, hou vas aan Jesus, daardie woorde. Net om te plant die saad, en Apollos wat nat maak, en God wat sal laat groei. Dankie daarvoor vanmôre, Here. Dankie vir hierdie kosbare woord, vir elke kind wat ingeseën word, vir elke toewyding van die doop. Mag dit net vanmôre 'n nuwe begin wees vir elke een van hulle. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie. Dankie, julle kan julle sitplekke neem. Kassie, vat net jou tissues. Dankie julle, hulle sing mooi. Hulle sing regtig mooi. Kom ons gee hulle 'n bietjie lekker offer. Hulle oefen hard man. Ons probeer om hierdie lekker reg te kry. Dankie daarvoor. Ons gaan vanmôre deur te begin om al die kinders gou vorentoe te roep wat ingeseën word. Daarna die reëlings is so 'n bietjie anders vanmôre. Daarna gaan ons gou al die doopkandidaate net roep en aan hulle sertifikate ook oorhandig. Aan die einde van die diens sal hulle gou uitgaan. Ek sal vir hulle sê wanneer, net om te gaan verklee. En dan na die groot oomblikke daar buitekant gaan ons hulle gou doop vanmôre. 'n Doop is 'n opdrag. Jesus sê na bekering volg die doop. Laat jou doop, né? En jy verstaan wat dit beteken. So ek gaan gou vra, ek gaan die kind se naam noem, dan kom staan jy saam met jou. Weet jy wat, is so oomblikke as die oupa en ouma ook hier is, kom staan hier so vanmôre. Wees deel van dit. Shanae Skuman. Shanae Skuman. En dan Jason Myers. Jason, is hulle hier so vanmôre? Is Jason hulle hier so? Pieter en Soline, ook kom hulle ook. Ok, hier so. En dan Kenzie Jordaan, Keisen Jordaan en Kiara Jordaan. En dan Liam Greg Potas. Kan julle almal net hier voorkom staan? Dan gaan ons julle gou inseën vanmôre. Wat 'n voorreg. Is hulle in die sonneskool die ander? Het hulle. Hulle wil nie die sonneskool mis nie. Hulle wil nie die sonneskool mis nie. Prys die Here. Gaan hulle ook eens wag gou vir hulle. Terwyl ons kan nie aangaan terwyl as hulle nie is nie, so ons wag net gou vir hulle dat hulle kom. En dan ook ons doopkandidate vanmôre is Helene de Brito, Pieter Meyers, Celine Meyers, Keegan Meyers, Santay van Sail, maar julle hoef nie nou hier te kom staan nie. Ons gaan julle nou roep, Denise Braider en dan Mishka van der Merwe en Sean Venter. Wat 'n wonderlike voorreg om so groot stap te maak om te doen. En Armand, ekskuus, hier is nog name. Armand, Zoe, Teresa en Zandri. Almal dieselfde van Miller, ook vanmôre. Prys die Here. Ons gee net so 'n oombliekie kans vir hulle om deur te kom. Liefdes, terwyl ons vir hulle wag, nou ja, daar's nog al 'n hele lekker paar opwindende oomblikke wat deur gaan kom. Ons het die nood vir nood, skryf in. Kom wees net deel. Kom lag lekker. Amen. Weet jy wat? Ek dink so baie van ons gaan ons name te plank slaan, maar dis lekker. Dit gaan net lekker wees, jy weet. So kom wees deel die 28ste en dan ook die pikkewyne. Ons ou mense, ons almal die pikkewyne. Ek glo ons gaan almal daar kom. Onthou Saterdag se braai. Kom bietjie en kom kuier lekker saam met ons. Waar is die kinders? Waar hou hulle sonnaskool? In Elsburg. Het iemand hulle gaan roep? Het iemand hulle gaan roep? Ok. Waar is hulle? Waar is hulle ouers? Is hulle ouers ook hierso? Kom staan die ouers so lank hierso voor? Is julle hierso? Is julle hierso almal? Hier is julle almal. Bly dit. Mag ek vir julle vra, kom staan hier voor my hierso.
Dan kan dit net so, as julle net almal hier so voor kan staan, dan kan ons so vir mekaar kyk en dan hier kom hulle nou. Die inseën van dit. Kindertoewyding. Kom staan julle hier so, julle. Prys die Here. Daar is hulle almal nou hier so. Wat 'n voorreg. Amen. Geliefdes, ons bid vanmôre oor hulle. Alhoewel ons kindertoewyding as 'n Bybelse gebruik sien, is dit nie 'n sakrament nie. Hierdie is vanmôre 'n biblieke verbintenis voor God en die gemeente, dat die ouers hulle bes sal doen, julle as ouers julle bes sal doen, met die hulp van die Here en met die Heilige Gees, om julle kinders so op te voed, dat hy of sy ook 'n navolger van Christus sal wees. Julle as ouers vanmôre kies om julle kinders toe te wy, en ek glo julle begeer om die kind in die vrees van die Here groot te maak. 'n Wonder en 'n voorreg, maar ook 'n baie groot verantwoordelikheid, veral in vandag se tyd. En dit is ons gebed, dat alles wat die Here doen saam met julle, dat hy ten goeie alles sal laat meewerk. Tydens hierdie gebeurtenis van kindertoewyding, kom staan julle as ouers voor God en verbind julle julleself in nalatenskap van 'n geestelike voorbereiding vir die kind te skep. Wanneer ons kinders aan die Here toewy, dan vra ons vir sy leiding, ons vra vir sy seën en beskerming. Dit is ook 'n verbintenis om as ouers te doen wat hy van ons verwag. Ons bely dat ons in verbintenis met God en sy woord wil leef, om ons kinders met sy liefde en genade groot te maak. Dis dan wat ons ook saam met Joshua uitroep, daar in Joshua 24 vers 15. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons sal die Here dien. Die skriftelike wortels vir kindertoewyding vind ons vanmôre in 1 Samuel 1 vanaf vers 27 tot 28. Ek het die Here gevra om my hierdie kind te gee, en hy het my gebed verhoor. Nou gee ek hom terug vir die Here. Hy sal lewenslank aan die Here behoort. Lewenslank. Nou gee ons hom terug. Ons vind die gebruik ook dan in die Nuwe Testament, daar in Lukas 2, na die geboorte van Christus, toe sy ouers hom aan God toegewy het. En hier is vanmôre dan ook 'n skrif hoe ons kinders moet grootmaak. Daar uit Deuteronomium 6 vanaf vers 4 tot 9. Ek lees dit net vinnig. Hy sê, luister, die Here is ons God, die Here is een. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Jy moet jouself heelhartig verbind aan die gebooie wat ek vandag vir jou gee. Herhaal hierdie woorde oor en oor aan jou kinders. Praat daaroor by die huis en wanneer jy op die pad is, wanneer jy lê of wanneer jy opstaan, bind dit op julle hande as herinnering en dra dit op die voorkop. Skryf dit op die deurkosyne van jou huis. Geliefdes, ouers, vanmôre hoor mooi, ek vra julle mooi. God plaas mense in plekke op die kind en op julle pad om julle te help, om julle kind geestelik te laat groei. Een van die eerste stappe is om vanmôre in publiek te bely en die liggaam van Christus, met ander woorde die gemeente, om te erken dat ons almal vanmôre die gemeente nodig het om ons daarmee te help. Ons doop nie kinders nie. Ons doop nie kinders nie omdat ons glo die persoon moet self tot in geloof in Christus kom voordat hy op hierdie Bybelse manier dit kan laat plaasvind. En ek wil vanmôre vir jou gou hierdie 3 vrae vra en dan moet julle hardop antwoord. Beloof julle die volgende, dat ons hierdie kind in u insettinge sal grootmaak. 2, dat ons deur ons optrede en spraak 'n voorbeeld vir hierdie kind sal wees in woord en daad. En 3, dat ons hierdie kinders sal help om sy gawes en talente en onbeperkte potensiaal in Christus te ontdek en dat ons hierdie kind dan daarvolgens sal groot word. Beloof julle dan ook vanmôre om hierdie kinders nie te doen wat julle graag wou gehad het in julle lewe nie, want elke persoon is uniek. Elkeen is uniek.
En as jy jou kind dwing, dan berei jy hierdie kind voor vir 'n gees van rebellie. 'n Rebellie is soos sonde van heksery en eie gereg, soos beeldediens. Nou kom 1 Samuel 15 vers 23. Nou leer ek om my kind dop te hou en my kind te stimuleer om haar gawes te ontdek en te ontwikkel. Psalm 139 vanaf vers 13 tot 17 praat van die feit dat elke kind vreeslik wonderbaar geweef is, kunstig geweef in die moeder skoot en dat God se gedagtes vir hierdie kind geweldig kosbaar is. Amen. En ek gaan hulle vanmôre inseën en daarom ook vandag wil ek hê julle moet iets verstaan en julle moet iets hoor. Die oomblik wanneer die krag en die olie van God op hulle is, die krag lê nie in die olie, maar die seën en die salwing van dit op dit is die aanslag van die vyand groot. OK. So julle moet hulle vir hulle bid. Aanhou bid. Noem hulle naam voor die Here. En ons bring so, kyk hier is pragtig. Wat is haar naam? Shanay. Here, ons seën vanmôre Shanay in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So kom ons vanmôre, Here, en ons bind en ons breek elke familievloek, elke bandvloek, elke generasievloek. Here, dat hierdie kind uniek, soos wat die woord ons leer, geweef is. En mag hierdie kind in die geloof wees en Here, mag U hierdie kind uniek beskerm en seën en salf in Jesus naam. Amen. Naampie? Liam. Mooi naam. En so kom ek ook vanmôre, Here, in ons salf Liam in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En Here, mag hy ook vanmôre uniek, mag ons ook vanmôre elke generasievloek, elke bandvloek wat nie van U af is nie, Here, bind en breek in Jesus naam. En dat hy sal ontdek wie hy is. En U het hom uniek geweef, Here. Hy is vanmôre vir U kosbaar. Daarom seën ons salf ons hom nou in Jesus naam. Amen. En jou naam? Kenzie. Ai, dis mooi. So kom ons ook vanmôre, Here, en ons bind in ons seën vir Kenzie in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Bind en breek elke generasievloek, elke bloedlyn wat nie van U af is nie, Here. Van hierdie geslag af, Here, bind ons ook dat weet ons ook dat ons kan vra, Here, dat in die hemel gebonde sal wees wat nie van U af is nie. En ons maak los, Here, elke unieke seën in Jesus Christus naam. Ons eer U vir haar lewe, Here. Plaas haar in 'n geestelike babbel, beskerm haar ook vanmôre in Jesus naam. Amen. Kom, wat is jou naam? Kom ons gou vir jou bid. Kom. Wat is hy nou? Keisen, is hy Keisen? Kom ons sien. Here, so kom ons ook vanmôre en ons seën vanmôre vir Keisen in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, ook dieselfde. Ons kom en ons bind en ons breek elke bandvloek, elke generasievloek, Here, dat hulle uniek sal wees, 'n generasie wat op kan kom. Here, en ek voel ook vanmôre wil ek vir hom bid, soos wat die woord sê, op hierdie rots sal ek my huis bou, dat hy selfstandig sal wees. Here, bid vir insig en wysheid in Jesus naam. Amen. Kiara, mooi. Here, so kom ons ook vanmôre en ons bid vir Kiara. Ons seën haar in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, Here, ook dieselfde. Mag elke werke wat nie van U af is nie, gebind en breek word. Elke bandvloek, elke generasievloek, elke bloedlyn in Jesus naam. En Here, dankie dat ons vanmôre haar kan opdra, haar naam voor U kan noem. Uit die hemel sien U dit vanmôre, Here. U raak haar aan. Aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele in Jesus naam. Amen. Dankie julle. Daar's julle sertifikaatjies hoor. Wat 'n voorreg. Kan ek gou vra dat almal wat gedoop word net hier sal kom staan by my? Dan gaan ons oor na die diens toe. Dankie julle, die doop sal vinnig gaan. Wat 'n voorreg vanmôre. Chantay is hier so heel eerste. Yes. Dink jy is jou regte naam Helene? Ja, ek het so oor die jare met die doop het mense regte name geleer ken hoor. Jo. Maar deesdae sien ek alle mense gee hierdie kinders of die kinders ook hierdie Ou Testamentiese moeilike name, né? Dit is moeilik. Jo, Sean.
Wil jy met steek in jou kop doop, seun? Eerstens wil ek vanmôre vir elke een van julle sê baie geluk. Wat 'n wonderlike stap. Hierdie is 'n besonderse stap en mag dit so wees, gaan skryf hierdie vanmôre neer. Hierdie is belangrik, deel dit met almal. Julle kan vanmôre, as ek die woordjie gebruik breek, julle kan vir almal sê, wat 'n wonderlike stap. Die doop is deur die Here Jesus Christus ingestel van die Nuwe Testament. En die Here het Johannes die Doper gebruik om dit bekend te stel. In Handelinge 19 vers 4 sien ons Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moet glo in die een wat na hom kom. En wie was dit? Jesus Christus. Die doop is dus nie net vir groot mense of vir kinders ingestel nie, maar vir elke liewe een wat tot bekering gekom het. In Markus 16:16 stel dit baie duidelik, wel bekend, hy wat glo en aangeneem het as sy saligmaker en verlosser, sê die skrif, moet jy jouself laat doop. Dit is ook 'n opdrag wat Jesus aan sy disippels gegee het in Matteus 28 vers 19. Hy sê, gaan dan heen en gemaak disippels van alle nasies, leer hulle en doop hulle. Doop hulle. En vanmôre kom ons en ons doop dan ook vanmôre elke nuwe disippels, want ek weet ook vanmôre, julle sal en deur die Here gebruik word. Here, hier is ek, gebruik my, van hierdie dag af gebruik dit. In kort sê hierdie gedeelte ook, jy hoor die evangelie, die goeie nuus, dat Jesus Christus vir sondaars gesterf het, en ons almal is sondaars, volgens Romeine 3:23, want almal het gesondig, en dit ontbreek ons van die heerlikheid van God. En jy neem Jesus aan. Hy, Jesus, word na jou stand van geregtigheid. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Deurdat jy Jesus aangeneem het, is jy nou gered, waardeur jy gered word, as jy daaraan vashou. Ek sluit af met hierdie 1 Korintiërs 15 vers 1 en 2. Broeders en susters, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered is, of gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle te vergeefs geglo het. Amen. Baie dankie. Ek gaan net julle hande skud, dan gaan julle Sean, congratulations. Armand, baie geluk. Dankie. Baie geluk, mag die Here julle seën, baie geluk julle. Wat 'n voorreg, Santetjie. Helen, baie geluk. Baie geluk julle, baie geluk hoor. Julle gaan julle sertifikaatjies kry. Baie dankie julle. Wat 'n voorreg om vanmôre hierdie groot stap te kan neem. Julle kan maar gaan sit. Ek het nou net, julle moet ysblokkies in hulle water gooi, hoor. Nee, ek grap sommer. Jaco, kan ek net hier myself hoor? Kan ons net 'n bietjie aansit, harder sit? Geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre. Slaat net gou die een so langs jou en kyk of is hy nog wakker. Amen. Lekker. Party word ons hierso so van 10:00 af, raak hulle weer in die slaap, is al 11:00. As jy jou Bybel het, kan jy net saam met my lees. Maak vir my oop uit die boek van Matteus 14 vanaf vers 22. Daar kan jy net saam lees. Ons gaan daardie gedeelte gou vanmôre dan net aansit. Net die TV ook aan sit nou, hoor asseblief, dankie Jaco. Matteus 14, ons opdrag vanmôre, of ons tema, of nie die opdrag nie, ons tema vanmôre is volledige gehoorsaamheid. Volledige gehoorsaamheid. Wat 'n voorreg om dit te kan beleef vanmôre in 'n ander manier. Ek praat vanmôre 'n bietjie oor volledige gehoorsaamheid. Lees saam met my een gedeelte uit, daaruit Matteus 14. Daaruit Matteus 14 en ons gaan vers 22 eers lees. Matteus 14 vanaf vers 22. Kyk wat sê die skrif. Geliefdes, intens moet ons die skrif net mooi lees.
En Jesus het dadelik, hoor wat sê die woord, en Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te klim en voor hom uit na die oorkant te vaar. As ons hierdie in konteks lees en ons sien dit, dan sien ons hierso dat Jesus het sy disippels gedwing om voor hom uit te gaan. Jesus het nie saam met hulle gegaan nie. Ek wil hê jy moet hoor vanmôre, is my net so klein bietjie harder, daar is 'n valse lering, geliefdes. Daar is 'n valse lering wat mense vir mense vertel. As jy God volg, gaan alles maklik wees. Nou ek wil vanmôre sê dis 'n valse lering. Ja, daar is baie in sekere opsigte aspekte wat kan gebeur wanneer ons God volg, en dit is kontroversieel, ons kan daaroor praat dag en nag. Maar as ons kyk na die Bybel, dan sien ons die Bybel wys ons iets anders. En ek praat vanmôre oor volledige gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan God lei nie altyd na gemak nie. Dit kan jou baie kere direk in 'n storm inlei. Gehoorsaamheid lei jou nie altyd in gemak nie. Dit kan jou direk in 'n storm inlei. Maar een ding, en ek hou daarvan, en ek hou altyd daarvan om dit te sê, dat gehoorsaamheid bring groot oes. Gehoorsaamheid plaas jou nie noodwendig altyd buite storms nie. Of dit plaas jou nie buitekant storms nie. Maar dit plaas jou juis binne in die wil van God. So wat beteken dit? Ons kyk in hierdie einste gedeelte, Jesus het hulle gedwing om in die skei te klim. Baie kere wanneer iets gebeur, wanneer jy in 'n storm is, moet jy baie kere bietjie teruggaan en jy moet besin en jy moet bietjie gaan dink, om nie net impulsief op te tree oor sekere dinge nie. Wanneer dit baie kere met 'n mens nie goed gaan nie, dan kom mense en dan sê hulle, maar weet jy wat is dit, en wat is dit die moeite werd om die Here te dien? Moet ek kerk toe gaan? Hoekom is ek gedurig in hierdie storm? Let wel, let hier op, dit was Jesus se plan, dat hulle in die boot moes klim, en alleen moes vaar. En hierdie storm was nie as gevolg van ongehoorsaamheid nie. Dit was as gevolg van volledige gehoorsaamheid. En ek sien dit onder die kinders van die Here. Hoe baie kan vanmôre sê, ek het 'n volledige gehoorsaamheid in my, wanneer ek in 'n storm is? Nee, ons kan nie. Amen? Ons kan dit nie sê nie. Jy sien, want dan begin ons kop te maal, ons kop begin anders te dink, ons begin ander opinie oor mense te vorm, ons begin goed te sien, ons begin goed te beleef, ons kyk anders te daarna. Een ding wat ek dink, is baie keer of wat ek hoor ook is, wat het ek verkeerd gedoen? Hoekom is ek die ene wat altyd moet swaar kry? Wat het ek verkeerd gedoen, dat alles in my lewe so swaar moet loop? Of skeef moet loop? Voel jy so? Amen? Kom ons wees eerlik. Maar hier lees ons, jy kan reg doen, jy kan na heiligmaking strewe, en tog swaar kry. En tog swaar kry. Die storm waarin Jesus en sy disippels was, glo ek moes 'n hoë graad storm gewees het. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek weet nie waarvan jy hou nie, maar ek hou nie van wind nie. As die wind ongelooflik sterk waai, dan raak ek skrikkerig. Ek hou van reën, dit kan lekker hard reën en donderweer, maar die oomblik as daai wind so waai en daai palmbome van my begin so te buig, dan dink ek, hier kom moeilikheid. Want as jy aan wind dink, dan dink jy altyd aan hierdie verskriklike storms op die see. Was jy al by die see waar dit so was, waar jy hierdie storms al so beleef het? En ek noem dit 'n hoëgraad storm, want dit is wat dit is. As hierdie golwe so slaan en die golwe kom oor die boot en die wind waai, kon dit nie anders te gewees het as 'n hoëgraad storm nie.
En tegnies gesproke, hoeveel keer van ons was nie al in hierdie hoëgraad storms gewees nie? Hoeveel van ons, ek was al 'n paar keer in my lewe in sulke omstandighede gewees. Wanneer jy deur moeilike tye gaan, moenie outomaties dink dit is die manier van hoe God my straf nie. Dis die manier wat God besig is om met my te doen, hy's besig om my te straf nie. Maar inteendeel wil ek jou vanmôre bemoedig en aanmoedig om eerder te sê, maar Here, wat wil U hê moet ek daaruit leer? Wat moet ek leer uit hierdie storms uit? Maar dit is nie altyd maklik om dit te vra wanneer jy in 'n storm is nie. Juis wanneer dit nie in jou goed gaan, met jou goed gaan nie, wat moet 'n mens daaruit leer nie? Een ding wat ek al geleer het, en ek praat hier uit my eie ervaring uit, dat God jou karakter vorm juis in jou storm. Kom ons lees Matteus 14 vers 24 saam, en jy kan saam met my op die skerm lees. Hoor wat sê hy, en die skei was al in die middel van die see getuister, hoor mooi, deur die golwe, want die wind was teen hulle gewees. As 'n bietjie navorsing doen oor hierdie teks, dan sien jy die disippels was alleen, hulle was moeg, hulle was bang, hulle het geen beheer gehad nie. Geen beheer gehad nie. Maar dit is juis in hierdie omstandighede wat hulle sou leer. Dis juis in jou omstandighede wat jy as mens leer wie Jesus werklik is. Wie Jesus werklik is. En wat dit beteken om Jesus te kan vertrou. Wat dit beteken om die Heilige Gees in werklikheid te kan vertrou. In enige vorm van storm. Of in wat ook al jy jouself in beleef. Die storm maak baie keer mense oop vir iets groters, né? In hierdie geval het die storm hulle oop gemaak vir iets groters, omdat hulle gevrees het. Ek wil vanmôre dit gewaagd sê, ek dink, jou gemak vorm jou nie, hoor. Storms doen. Jy sien, want storms bring jou op jou knieë. Storm erken die seun van die mens, die lewendige God, die Heilige Gees. In stil word oomblikke, in donker tye, juis in donker tye is dit wanneer mense geloof geslyp word. Kan ek dit weer sê? In donker tye is wanneer mense geloof geslyp word. In stormtye. In storms is Jesus eintlik nader as wat jy ooit gedink het hy is. Psalm 50 sê hy, dan sê hy, roep my aan in die dag van jou benoudheid, maar jy moet my eer. Of hy sê, ek sal jou red, maar jy moet my eer. So as jy vanmôre in 'n soort van 'n storm is, wil ek hê jy moet hoor, dat jy kan uitroep en die Here sal jou red, maar jy moet hom aanhoudend eer, juis in jou storms waarin jy is. Geliefdes, weet jy, ek wil iets sê, jy moet iets verstaan vanmôre, is dat Jesus nie net 'n hartsmens is nie, maar hy's ook 'n gesigsmens. Kan ek vanmôre vir jou sê dat Jesus weet hoe jou gesig lyk? Hy kyk in jou gesig, en wanneer hy in jou gesig kyk, dan vertel dit alles. Dit vertel hoe jy voel, en wat jy deurgaan, en waar jy is, en waar jy jouself bevind. Hy's 'n gesigsmens, hy ken jou gesig. Hy ken nie net jou hart nie, maar hy ken jou gesig ook. Kom ons lees vers 25 en 27 saam. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom. Wie kan vir my iets vertel oor die nagwaak? In hierdie maand juis, in die Oktober maand, die maand van die okkulte, van Halloween, die krag. Maar nie net dit nie, is juis wanneer die vyand op sy diepste werk, is in die nagwaak, in die oggendure. Maar ook juis wanneer die krag van God op sy sterkste is. En dit is juis dan wanneer 'n mens, wanneer jy altyd so lekker slaap, altyd die skelms kom inbreek. Die dief kom. Die vyand wek sy krag. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see, En toe die disippels hom op die see sien loop,
word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook. En hulle het geskree van vrees. Hoor wat sê die woord, en hulle het geskree van vrees. Ek lag toe ek dit nogal lees en ek dink by myself, maar ek dink ek sou ook. Ek sou ook. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. Jesus wag nie tot hulle alles reg kry nie. Hy kom na hulle toe. Hy stap bo op dit wat hulle bang maak. Is dit nie mooi nie? Hy stap op daardie stormwater, op daardie golwe, op daardie rowwe see. Dit wat hulle bang maak, kom Jesus opgestap. Hulle het hom nie herken nie. Die skrif sê hulle het hom nie herken nie. Hulle het gedink dis 'n spook. Maar hy het hulle herken. Jy voel dalk vanmôre alleen in jou eie storm. Maar Jesus is reeds op pad. Hy's reeds daar. Daar is 'n liedjie wat sê hy wag reeds daar. Hy's altyd nader as wat jy besef. Hy's altyd nader as wat jy besef. Kan ek jou iets vertel van jou geloof, toe ek hierdie lees? Jou geloof word net sigbaar wanneer jy iets begin waag. Glo jy my? Die oomblik as jy sê, maar ek kan nie bid nie, en jy begin te bid, begin jou geloof sigbaar word. Begin jy om iets te ervaar in jou lewe. Storms is nie noodwendig altyd 'n teken van wat jy iets verkeerd doen nie. Dit is deel van 'n reis. En hier kom Petrus in vers 28 en hy sê, Here, as dit U is, beveel my dan om op die water te loop. En Petrus het hierdie ongelooflike dapper geloof en hy het hierdie besluit gehad of geneem en hy het hierdie geloof gehad en hy klim uit die boot uit. En ek wil vanmôre vir jou sê, dalk is dit 'n bietjie tyd dat ek en jy uit die boot uit klim. Dis tyd dat ons uit die gemak uit klim en by die Here uitkom. Dit veg moed om gehoorsaam te wees, wanneer jy baie kere nie kan sien wat voor lê nie. Maar wat gebeur toe? En soms met ons. Toe hy sy oë afhaal van Jesus, wat gebeur? Toe sink hy. Toe sink hy. En toe hy sy oë op die storm sit, en sy oë afhaal van Jesus, toe sink hy. Amen. En geliefdes, hier kom ek en jy en ons leer 'n ongelooflike belangrike les. Ons moet net gehoorsaam wees nie. Maar ons moet ons oë op Jesus Christus hou. Maak nie saak in watter storm jy is nie. Wanneer ons baie keer na ons probleme kyk, en hier's mense met probleme, hier's mense met groot probleme. Hier's mense met regtig ernstige probleme. Raak ons bang. Raak ons onseker. Kan ek vanmôre vir jou sê, ek dink die ergste wat 'n mens kan bang maak is die onbekende. Die onbekende. Maar wanneer ons egter na Jesus kyk, kan ek en jy op die water stap. En Jesus vat Petrus by die hand en hy sê vir hom daar in vers 31 en 32, ek glo nie dis op die skerm nie. Hy sê, klein gelowige, hoekom het jy getwyfel? Hoekom het jy getwyfel? En toe hulle in die boot klim, sê die skrif, hierdie storm gaan lê. Terwyl ek nou so preek, sê die Here dit op my hart. Lê die Here hierdie gedeelte op my hart. Lees gou saam met my die boek van Markus uit. Maak jou Bybel oop by Markus 5.
Geliefdes, is ongelooflik belangrik dat jy begin Bybel lees en jou Bybel ken en jou Bybel verstaan. En uit hierdie gedeelte uit wil ek jou iets wys. Wil ek jou iets leer. Uit hierdie gedeelte uit herinner ons dat Jesus die Seun van God is. Hy is al reeds besig om die storms te kalmeer in jou lewe. Alreeds. Net om jou so 'n bietjie 'n agtergrond te gee. Daar was 'n man, 'n besetene van Gadara, daar in hoofstuk 5. En hulle het oorgevaar na Gadara, die Garadeërs. En die woord sê daar in vers 2, en toe hy uit die skei gaan, kom daar dadelik uit die grafte tegemoet 'n man met onreine gees. Wat sy verblyf in die grafte gehad het. En niemand kon selfs met ketTINGs hom bind nie. Jy sien, want hierdie bose geeste was so sterk, hulle sê hierdie man het hierdie ketTINGs gebreek, hulle was bang vir hom. Die woord sê hy was naak, hy was kaal, hy het tussen die grafte gebly. Want hy was dikwels met voetboeie en ketTINGs gebind, en die ketTINGs is deur hom uitmekaar geruk en die voetboeie stukkend gebreek, en niemand was in staat om hom te betem nie, of om hom te tem nie. En altyd, nag en dag, het hy aangehou om te skree op die berge en in die grafte, en homself met klippe stukkend geslaan. En hoor hierso, en op 'n dag, wie daag in sy lewe op? Jesus. En ek wil hê jy moet hoor vandag, op 'n dag gaan Jesus in jou lewe opdaag. En toe hy Jesus van vers 6, en toe hy Jesus van ver af sien hardloop hy en val voor hom neer en skree met 'n groot stem en sê, wat het ek met u te doen, Jesus, Seun van die Allerhoogste God? Ek besweer u by God, om my nie te pynig nie. In my Bybelskool wat ek nou tans mee besig is ons so besig om na hierdie gedeelte toe te gaan. Dat selfs dat Jesus Christus, daarom is hy nie uit die saad van 'n man gebore nie, maar van die vrou. Jy sien, anderste was dit vir ons geskiedenis. Hy is uit 'n maagd gebore, reeds dit. Hoor hierso hoe beveel die engele en hoe erken hoe beveel die demone, of vra die demone hom om hulle nie te pynig nie. Die demone herken die Seun van die mens. Wie is ek en jy as mens dan om nie die Seun van die mens te herken nie? Hoe kan ek en jy sê, maar Jesus wil my nie help nie, of Jesus wil my nie red nie? Hoe kan ek en jy in 'n arrogante manier ontken dan wie die Seun van die mens is, dit wat hy kom doen het, as die demone wat binne in hom is? En Jesus vra hierdie man, wat is jou naam? Wat is sy naam? Hoor wat sê die woord is sy naam. Party skrifte sê legie of anders sê legioen, wat beteken baie. Daar was legioene demone in hierdie man gewees. Die krag van dit. En so sit hier vanmôre mense frustreerd met die gees van Jezebel. Hier sit mense met 'n gees en 'n demoon van rebellie in hulle. Wat beteken heksery? Vernuimdheid. Elke bose magte of elke bose gees wat jou dryf, of dit nou las is of maak nie saak wat dit is nie, kan ek vanmôre vir jou sê, die Here ken, en die Here ken jou hart, en die Here ken met watter gees jy sit, en die Here ken teen watter opstand jy is. Dink jy 'n opstandige gees is nie 'n demoniese gees nie? Is 'n demoniese gees.
'n opstandgees is 'n demoniese gees. Jy's in opstand teenoor God en die werk van God. As jy twyfel, wat sê die woord? Is jy 'n klein gelowige? Is dit van God? Nee. Kom ons lees verder. Vers 8. Want hy het vir hom gesê, onreine gees gaan uit die man uit. En hy vra hom, wat is jou naam, hoor hierso? En hy antwoord en sê, Legio. Is my naam, ons is baie. Ons is baie. Kind van God, ek wil hê jy moet vanmôre hier kom staan en kom vat die vrymoedigheid, laat ons hierdie bose geese is. Elke woedende gees wat in jou is nie 'n gees van God nie. Elke gedrewe gees, kom staan nie vanmôre, ek wil nie jou vra wat se gees het jy in jou nie, maar dit is tyd dat jy vanmôre vry kan kom van alle bose magte af, en geeste af. Jy sien man, anders gaan jy altyd in 'n storm bly, en jy gaan jou lewenslang die Here blameer, en die mense om jou blameer. Er is tyd dat jy moet vrykom. Dit is tyd dat jy moet vrykom. As jy nie hier wil kom staan nie, kom net agterna na my toe. Ons reël dat ons vir jou kan bid, dat ons jou kan vrymaak van dit af. Want jy sien, kan ek gou vanmôre vir jou iets sê van die waarheid. Ek praat uit korreksie uit. Vra ek vir hulle, hoe gaan dit? Ag, arme daar. Jy sal arm bly. Jy sal arm bly. Want jy het 'n negatiewe gees in jou. God sê, ek lê voor jou lewe en dood. Kies, wat wil jy hê? Lewe of dood? Lewe of dood? Luister net na jou woorde in 'n dag. Luister net na jou woorde in 'n dag. Kom ons lees gou net hier verder. Ek wil nou goed sê wat ek dalk gaan berou hê. Vers 10, toe smeek hy hom dringend om hulle nie uit die land weg te stuur nie, en daarteen die berge het 'n groot trop varke gewy, en al die duiwels, hoor daar, en al die duiwels het hom gesmeek en gesê, stuur ons in die varke. Sien jy kom jy nie met varke eet nie, Kasper? Nou kyk, stuur hom in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. Nee, grap sommer Kassie, bykin is lekker. En Jesus het hulle dadelik toegelaat, en die onrein geeste het uitgegaan, en in die vark gevaar, en die trop, daar was omtrent 2000, het van die krans af in die see gestorm, en in die see verdrink. Jesus my liewe mens, ek is vanmôre, wil ek jou vra, hoeveel deure het jy oopgemaak? Hoeveel onrein geeste is in jou?